Môre ossies, ons gaan nou weer aan, is lekker koud, ek hoop dit gaan goed, juffrou wil net so 'n bietjie inligting vir julle gee, oor julle opdraggies wat dit nie so goed lyk nie. Ag oukies, onthou julle name op te skryf en jou graad voeg. Dit beteken graad 8A, B, C, wat 'n registerklas jy is, en dan asseblief die ou flopsoppies, dit is nou die Tipp-Ex, pak dit maar bietjie weg, laat ons reg werk. Doen dit netjies en baie dankie vir die oukies en wat in is en baie netjies is. Goed, ons gaan kyk na markte. Les 21, ons gaan kyk na hulle antwoorde. Julle moes vir my daar 'n paar van die ondernemings geïdentifiseer het. Die eerste een is Makro, dis jou groothandelaar. Die tweede een is JSE, is aandele, sekurititeitbeurs en geldmark. Die derde een is jou kunsmark, die vierde een is die vlooimark, wat nou lekker toe is, en die vyfde een is die boeremark met groente. Ons begin by les 22, faktormark, arbeidsmark en die finansiële markte. Wat is 'n faktormark? Lekker, 'n plek waar produksiefaktore gekoop en verkoop word. Ons kyk eers na arbeid. Ons kry ons ongeskoolde arbeid, ons kry ons halfgeskoolde arbeid en dan kry ons geskoolde arbeid. Dit is presies waarmee ons besig is. Ons is besig met ons halfgeskoolde arbeid. Ons volgende een is kapitaal. Nou julle weet kapitaal, as ons dink bietjie aan die REK, is toerusting, geboue en dan jou beleggings wat jou kapitaal insluit. Derde een is ons entrepreneur. Onthou, hy is kreatief, hy is innoverend, hy kan idees uitdink en hy kyk hier na Tony, hy is een van die ouens wat baie hoogtes bereik het. Ons kom by natuurlike hulpbronne, ons is baie afhanklik daarvan, ons water en dan ons steenkool wat nie hernubaar is nie. Goed, ons arbeidsmark, wat is arbeidsmark? Dit is, 'n plek waar werkgewer en werknemer saamwerk. Die werkgewer adverteer die pos, die werknemer doen aansoek, die werknemer verkoop hulle tyd en die werkgewer betaal 'n salaris of 'n loon. Ons finansiële markte, enige soort finansiële transaksies wat help om 'n besigheid te laat groei, is jou kapitaalmark en jou geldmark. Wanneer funksioneer 'n mark goed? Mense, 3 belangrike punte, anders is daar nie 'n mark nie. Baie kopers en verkopers. Tweede een, albei gelyke toegang tot inligting. Derde een, produkte moet vergelykbaar wees. Hoe word prys bepaal? Baie maklik. Die vraag en aanbod. Die vraag is die verbruiker, die aanbod is jou produsent. Tweede een, met ander woorde, hoeveel mense die produk wil koop. Derde een, hoeveel daarvan die produk te koop is. Vraag 1 vir huiswerk. Maklike enetjie. Dink bietjie aan jou werk, die heel eerste week van die skool. Januarie, noem die produksiefaktore en hul vergoeding. Totsiens, tot 'n volgende keer, pas jou op, hou jou gesond, hou jou lekker warm, eet gesond van die boeremark af.